Ek wil vanoggend met die gesels, 'n bietjie ek het so begin weer 'n studie doen oor die Heilige Gees. En ek wil met die gesels oor die Heilige Gees en liefde. Nou ons weet die liefde hoofstuk in die Bybel is 1 Korintiërs 13, so ek gaan afsluit dit op. Hy sê opregte besorgdheid en standvastige praktiese sorg is deel van die bewys van die Heilige Gees se teenwoordigheid in die lewens van gelowiges. Dit is wat dit beteken, die opregte besorgdheid en die standvastige praktiese sorg. Dit is wat die Heilige Gees vir my en vir jou beteken. Hy kom stort dit uit binne in my en in jou. Nou die eerste ding wat ek wil sê is Galasiërs 5 vers 22. Die Heilige Gees se werk en vrug sluit die eienskap van liefde. Nou wat ek die tema is Heilige Gees en liefde. Galasiërs 5 vers 22. Hy sê maar die vrug van die Gees is heel eerste liefde. En die woord van die Here sê ook vir ons, as ons nie liefde het nie, dan het ons niks. Dan het ons niks. As ons nie liefde kan uitdeel nie, vir almal nie, dan het ons niks nie, en dan beteken ek en jy vir God ook niks nie. Maar, daar is ander goedjies wat ook bykom daarso. Hy sê dit is liefde, dit is blydskap. Dit is vrede, dit is lankmoedigheid. Lankmoedigheid, die Engelse woord daarvoor, is long suffering. Dit is wat het is. Jy moet nie opgee om lankmoedig te wees. Ons kan dit nie doen nie. Vriendelikheid. Nou ek wil sien dat jy vriendelik is. Hoor jy span vir my? Daar sê, kyk jy net daar so kwijt. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en dan is die laaste ene daar wat hy sê, en dit is die ene wat ons mee sukkel, dit is selfbeheersing. Want omdat ons as mens so gewoond is om in alles te wil excel en ons is controlfreaks. En sodra 'n ding buite ons beheer is, dan verloor ons selfbeheersing. Kom, is dit nie so nie? Dis ons as mens. En dit kos long suffering, langmoedigheid, om daai ding te oorkom, om nie jou selfbeheersing te verloor nie. Handelinge 9 vers 31. Hy sê en die gemeente deur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder. Ek wil net 'n rukkie stil staan hierso, ek wil vir jou wys. Hy sê terwyl hulle opgebou is, so dis wat in die gemeente gebeur is, die gemeente is opgebou. Hulle het gewandel in die vrees van die Here, dit is die tweede ding. Hy sê, en die vertroosting wat die Heilige Gees vir ons gee, dis die derde een. Daar, die vertroosting van die Heilige Gees. En dan sê hy, sal ons vermeerder. As ons daai goedjies het, daai 3 goedjies het, dan sal ons vermeerder. Romeine 15 vers 30. Sê vir ons, hy sê, maar ek vermaan julle broeders, soos Paulus wat hier so praat, hy sê by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, die Heilige Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Onthou, die opskrif wat ek hier so sê, is die Heilige Gees se werk en vrug sluit die eienskap van liefde in. En as ons die liefde het nie, dan het ons niks nie. Kolossense 1 vers 8. Hy sê, wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het.
Jy kan nou die versies voor dit en na dit gaan lees, maar ek wil vir jou wys daarso. Dit is wat ook julle liefde in die Gees aan ons te kenne gegee. Die mense wat wedergebore is, die wedergebore kinders van die Here, ontvang onmiddellik die Heilige Gees. En hulle ontvang onmiddellik die in totaliteit die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees. Ons verstaan nog op baie stadium nie heeltemal wat die Heilige Gees vir ons beteken nie, en wat hy vir ons doen nie, en wat hy in ons doen nie. Maar dit is wat gebeur as ons op die pad van heiligmaking bly, en heiligmaking nastrewe. Dan kom ons en ons sien, maar hoor hierso, die Gees van die Here is werklik op ons en in ons. Soos wat ons op die pad van heiligmaking loop. En onthou, ek sê weer, jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan en onveranderd daar uitstap nie. Dis onmoontlik. En as ek gaan nou reguit praat, en as jy vir my kom sê, maar ek het nou by die Here, met die Here gesels en dit, maar as geen verandering nie, dan twyfel ek in jou, nie in jou verwantskap nie, maar met jou verhouding met die Here, en wat sy gedagtes ons het, ten opsigte van die tydperk, wat ek en jy met die Here spandeer. Ek sê weer, my geliefkoeste tyd wat ek met die Here spandeer, is as ek op my fiets klim, en ek ry 'n paar ure. Dit is my lekker tyd. Tessalonisense 4 vers 8 tot 10. Hy sê daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar van God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan julle broeders om oorvloediger te wees. Die volgende punt is, die Heilige Gees vervul gelowiges met die liefde van God. God is liefde. Onthou dit, God is liefde. Romeine 5 vers 5. Hy sê, en die hoop bestaan nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is. Hoor daar so wat hy sê, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En daarom kan ons dankie sê vir Jesus wat vir ons gesterf het, maar wat ook weer opgestaan het en die dode uit te wat sit aan die regterhand van God die Vader. Want daar, as dit nie so was nie, dan sou ek en jy nie die liefde van die Vader deur die Heilige Gees ervaar het nie. Dit sou vir ons absoluut niks beteken nie. Efesiërs 3 vers 16 tot 19. Hy sê, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van julle begeerlikheid, om die krag versterk te word, deur wat? Deur die Heilige Gees in die innerlike mens. Ek sê weer, die Heilige Gees beteken die Parakletos. Met ander woorde, jy word van binne af buite toe gevul met die Heilige Gees, en jy word van buite af binne toe toegemaak met die Heilige Gees. En om dit te verduidelik dat ons dit kan verstaan, is as ek 'n spons vat, en ek droog spons, en ek hou hom, druk hom toe in my hand, en ek gaan sit hom in 'n bak water, en ek maak my hand oop. Wat gebeur daar? Hy swel weer op, maar wat is daar in die spons? Daar's water. En wat is om die spons daar? Water. Met ander woorde, ek en jy is van binne af buite toe, van buite af toe binne toe, gevul en toegemaak met die Heilige Gees. Hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde
gewortel en gegrond is. Hou vas daar, hy sê sodat dit gaan terug asseblief saam. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. As ons nie glo, ons het tot wedergeboorte gekom, dan beteken dit vir ons, maar hier staan niks. Hallo, is julle met my? So deur die geloof het ons wat ons het. Hebreërs 11 vers 1, dan wees dat nie. Hy sê, en julle in staat kan wees om saam met die Heilige ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is. En die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dit is ons einddoel. Laat ons tot die vervul kan word tot al die volheid van God, sodat ek en jy God se volheid binne in ons menswees kan hê en dit te kan uitleef. Dit is wat dit beteken. Dit is wat ons graag wil hê. Die Heilige Gees stel op gelowiges te staat om met liefde met mekaar, om in liefde met mekaar saam te leef. En ek weet, dis tog so verskriklik baie moeilik om in liefde en in vrede met mekaar te leef. Ons sukkel. En kyk vir my net ons almal sukkel. Want daar is mense wat ons nie van hou. Daar's mense wat se manier kies ons nie aanstaan. Daar is mense wat kom en maar, hoorie, maar jy lyk nie okay vir my nie. As ons mekaar sien vir die eerste keer, praat nou met Paul, met Paul. Is dit Paul of Paul? Paul, okay. David Paulus, Paul plat. Ja. Dan som ons mekaar op. En kyk, like ek jou of like ek jou nie? Want dit is dit nie so nie? Ja, ek like jou op. Ons som mekaar op en dan kyk jy maar hoor hier so, maar voordat ons nog 'n woord sê, dan kyk ons maar luister hier so. Ek moet dit. Ons maak so. Maar nie hoor jy ek hou nie van die, ek hou nie van die ou nie. Nee, ek hou nie van die ou. Maar ons moet met alle nederigheid en sagmoedigheid en met plankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hoor dan wat hy sê. In liefde verdra. Met ander woorde, al like jy my nou nie, verdra my tog net vir 'n rukkie asseblief. Dit is hoe dit werk. Hoekom? Want die Here wil hê ons moet mekaar met sy liefde, nie my en jou liefde nie, met sy liefde beheer. Dit is wat hy sê. Hy sê, en ons moet ernstig strewe om die, luister wat hy sê, om die eenheid van die Gees te bewaar deur die bande van vrede. As ons hier in ons gemeente nie 'n eenheid in die Gees het nie, dan het ons moeilikheid, want dan kan die Heilige Gees nie hier werk soos wat hy graag wil werk nie. So wat ek nou vir jou sê, en ek gaan dit nou reguit vir jou sê, hou op met jou gemors en met jou issues en jou nitty-gritty goed. Hou op om te skinder, hou op om sleg te gaan praat, hou op om slegte gedagtes te kry van ander mense. En ek praat nou van almal, en ek praat met kinders van die Here hierso. Want dit hoort nie so nie. En ouers, leer julle kinders wat is die weg van die Here. Dit gebeur nie meer in die skole nie. En by the way, dis nie die skool se werk.
om die kinders maniere te leer nie. Dis jou as ouers se werk om die kinders maniere te leer. Hoekom het die kinders vandag nie meer respek vir ouers nie? Ek praat oor die algemeen. Want die wêreld daar buite sê, die kinders het meer reg as die ouers in die huis. Maar dit is nie hoe dit werk in God se hiërargie nie. Daai ding het heeltemal deurmekaar geword. Maar ons moet die eenheid van die Heilige Gees tussen ons bewaar. Dit is wat moet gebeur. Filippense 2 vers 1 en 2. Hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, hoor wat hy sê, as daar, indien daar enige troos in Christus is, indien daar enige vertroosting van liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, as daar, indien daar, soets is, maak dan my Paulus praat weer hierso, maak dan my blydskap volkome deur wat te wees? Eensgesind te wees. Baie in die Bybel lees ons, hulle het eendragtig van hart. Hulle was een van hart. Met ander woorde, almal het saamgestem. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eengesind en eendragtig by mekaar te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Die volgende punt wat ek wil aanraak is die gawe van die Heilige Gees lei tot praktiese liefde. Handelinge 4 vers 31, wel die sakkie tot 35. Hoor nou wat sê. Hy sê, en toe hulle, wie is hulle? Daar sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskik waar hulle saam was. En hulle is, wat staan nou? Almal, nie net party of sommiges nie, almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gaan praat. Met ander woorde, daar was op daai oomblik 'n absolute hartsverandering hier gewees. En hulle het ervaar, maar luister, hier is iets besig om te gebeur. En ek kan nie anderste ek kan nie stil bly nie, ek moet gaan praat oor dit wat ek ontvang het. Hy sê, en die menigte van die wat gelowig geword het, was, hoor mooi daarso, was een van hart en een van siel. En die een het gesê dat iets wat sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Ek wil weer vers 32 aan eerste stukkie lees, asseblief Sakie, dankie. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en een van siel. Daai mense, net 'n rukkie nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, was die begin gewees dat hulle aangeraak was, dat hulle vervolg was. So, hoor nou mooi, ek en jy is in ons land Suid-Afrika, ons word nog nie vervolg vir ons geloof nie. Sê weer, China en Indië bid al vir 15 jaar lang laat daar in Suid-Afrika vervolging moet kom vir die Christene, vir die wedergebore kinders van die Here. En weet julle hoekom? Weet julle hoekom? Want ons speel elke dag met God se genade.
speel met God se genade. Baie van ons dien die Here, en baie van ons sê ons dien die Here in gees en in waarheid. Maar eers as daar vervolging kom, dan gaan die skape van die bokke geskei word. Dan gaan jy weet, wie is werklik waar, 'n wedergebore seun of 'n dogter van God. Dis die enigste manier om dit uit te vind. Ons kan nou maklik sê, ja, ek sal sterf vir my geloof. Maar wag tot daar 'n vuurwapen voor jou gedruk word of voor jou voor jou geliefde se kop gedruk word. Wag tot dit gebeur. Dan praat ons weer. Nog 'n hele sakkie. Hy sê, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Die genade van God, jy kry nie 'n groter genade as dit. Die mens, ek en jy, het nie genade met mekaar. Hoor julle wat ek sê? Ons het die genade met mekaar, maar dank die Here dat hy genade met my en jou het. Dank die Here vir sy genade. Hy sê, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van grond of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Daar kom hy. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Ek sluit af met 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13. Liefde is noodsaaklik in die uitoefening van die gawes van die Heilige Gees. As ek en jy nie goddelike liefde in ons harte het, kan ons nie die gawes van die Gees uitoefen. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, hoor daar wat hy sê, dan het ek 'n klinkende metaal of verleidende symbool geword. Met ander woorde, jy het net so ding geword wat kan raas en rumoer en daai goed in lawaai en tekeer gaan en jy beteken absoluut 'n nul op 'n kontrak. Jy beteken absoluut niks. Net ander woorde, jy is net 'n leë ding wat daar so 'n geweldige lawaai veroorsaak. Hy sê, dan sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenis weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit. En ek het nie die liefde nie. Hoor wat sê, dan sou ek niks wees. En dan sou ek al my goed uitdeel en dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word. En ek het nie die liefde nie. Dan sou dit my niks baat. Met ander woorde, dan sal niks, daai wat jy die goed uitdeel en jou liggaam gee om verbrand te word, dan beteken dit wat jy gedoen het daarso, as jy nie liefde het, beteken dit absoluut niks. Daar is die liefde. Wat is die liefde? Die liefde is lankmoedig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie jaloers. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Onwelvoeglik is as jy kan jy moet op ten minste 'n goeie manier hê. Dit soek ook nie sy eie belang nie, met ander woorde, jy is meer gesentreerd op iemand anderste se dinge as wat jy op jou eie goed is. En ek bedoel nie daarvan om jou neus in ander mense se sake te steek nie. Ek bedoel daarso, gaan sorg vir mekaar, gaan help mekaar, jy weet wie het behoefte.
Maak nie saak of dit vir 'n gebed is, of dit finansies is, of dit kos of klere is, of wat ook al nie. Dit is wat dit beteken. Die liefde word ook nie verbitterd nie, dit reken ook nie die kwaad toe nie. Met ander woorde, as iemand jou skade gedoen het, moet nie om teruggaan om hom skade te gee nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Dit is nie bly oor onder geregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die waarheid sal ons vrymaak. Dis die waarheid van Christus. Die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profeseer, ja, hulle sal tot niet gaan. Of tale, dit is wat ons hemelse taal, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. So toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is of 'n vrou is, ek praat nie so van dit is daai woord. Daai woord beteken as jy 'n groot mens is, dit is wat dit beteken volwasse is. Het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek dit ten dele, ken dit 'n bietjie, maar eendag sal ek ten volle ken. Net soos ek ten volle geken is, baie dankie. Sagte is haastig goed hoor. Hy sê hierso, hoor hierso. Ek sluit in hierdie vers af. Hy sê nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie. Maar die grootste hiervan is liefde. En die liefde wat ons hiervan praat in 1 Korintiërs 13 is die agape liefde. En dit beteken, dit is goddelike liefde wat oor my en jou uitgestort is. En as ek en jy nie die agape liefde het nie, dan kan ek en jy niks wees en niks beteken vir die koninkryk van God. Want die agape liefde, dit is die liefde wat God vir my en jou gee deur die krag en die vuur van die Heilige Gees. Want so lief het God vir my en jou gehad, dat hy sy seun gestuur het vir my en vir jou. Sodat ek en jy verlore hoef te gaan. Dat ons evangelie sal werk. En dit is waarna toe ons streef. Ons kort en ons benodig absoluut die volheid van die Heilige Gees en God se liefde.